dit lyk my dan almal het 'n sitplekkie. Ek sien nie iemand staan nie. Hier is nog 'n plek of twee. Ek wil sommer baie dankie sê vir almal wat hier is om die familie te ondersteun, veral in die eerste plek die inwoners, waar sy nou vir julle tyd eintlik deel was van die familie. Hier by huis en nou by dit twee, weet ek dat hier ook baie inwoners is wat ook vir Tannie Ria baie beteken het in hierdie tyd. So ek sê dankie in die eerste plek vir julle en dan vir al die ander mense wat hier is, wat gekom het om die familie te ondersteun en 'n lang pad saam met hulle loop. Dit is altyd vir mense goed om in sulke tye te weet dat jy nie alleen is nie. Ons sal maar gereeld herinner word in die lewe dat daar ander mense rondom ons is. Daar is maar baie sulke geleenthede. Ook die mooi dinge wat in ons lewe gebeur, dan wil ons dit ook graag deel met goeie vriende en dan hoor ons van mekaar. So, en dieselfde met die hartseer ook. Ek wil vir Arno en vir Annetjie en vir Mia en Berno en Pieter en Michelle en die kleinkinders en dan ook vir Fanie in sy afwesigheid. Wil ek so begin om te sê die finaliteit van die dood bly maar net 'n seer stuk realiteit waarop niemand van ons in hierdie lewe voorberei is nie. Selfs nie as ons iemand vir 96 jaar hier by ons gehad het nie. Ons kan nie sê enigeen van ons is voorberei op die dag wat sy gaan nie. Ons kan ons nie voor die tyd indink wat dit is om sonder 'n ma dan nou in julle geval aan te gaan nie. Mens wil nooit daaraan dink nie, jy wil maar altyd dink dat jou ma daar is en dat jy haar kan bel en met haar kan praat en dan ergens in die lewe gebeur het dat ons ook moet afskeid neem van ons ma. Tog weet ons uit die woord van die Here sê ek is vir jou 'n rots en 'n veilige vesting. En ek wil daai teks uit Psalm 62 wil ek sommer hê moet ons almal net oordink vir 'n oomblik en ook vir wat dit in Tannie Ria Steenkamp se lewe beteken het. Ek is vir jou 'n rots en 'n veilige skuilplek. Arno, jy en Fanie het groot geword met godvreesende ouers, wat die Here Jesus se liefde geken het en wat dit geleef het. En ons kan seker sê, of ek kan seker namens julle sê, dis in 'n groot mate hoekom julle ook is wie julle is vandag. En ons wil rekening hou daarmee dat Fanie ook hierdie boodskap gaan luister en dat hy ook bitter graag vanoggend hier by ons sou wil wees seker. Maar ons sê saam met julle dankie vir die ouers wat julle kon hê, wat dit vir julle gewys het en wat van julle gemaak het wie julle is in die lewe wat julle ook het vandag. Ons eer die Here vanoggend as ons oor haar dink en as ons oor haar praat. Ons dink aan haar gawes, ons dink aan haar talente wat die Here vir haar gegee het, baie daarvan. En ons gaan nou dink oor wat die woord vir ons ook vanoggend sê en wat die Here vir ons saam gee ook vir die pad vorentoe. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die geleentheid gee om saam te wees ook rondom die woord, maar ook rondom die familie vanoggend. Ons wil vir U dankie sê dat U vir ons hierdie dag gee, dat U dit gemaak het. Dankie vir die reën wat buite val en wat dit beteken in 'n landbougebied soos hierdie. Baie dankie dat ons dan ook dink aan die jare, Here, wat U ook hulle ouers vir hulle gespaar het. En dat U vir hulle die geleentheid gegee het om ook deel te wees van hierdie gemeenskap ook hier in Heidelberg. Baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees, nie om iemand te vereer nie, maar om aan U die hoogste eer toe te bring ook vir 'n lewe. Wat U vir ons geleen het, iemand wat U vir ons geleen het, maar by wie ons baie geleer het. Ons sê vir U dankie vanoggend daarvoor en ons bid U seën af ook op ons saamwees en op dit wat ons ook vanoggend hier sal hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan geleentheid gee dat Irma vir ons 'n lied sing. I come
And the voice I hear, pulling on my ear, the Son of God is closer. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry near, none other has ever known. He speaks and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry near, none other has ever known. Ons gaan by Jesaja 41 lees. Sy 41 'n paar versies lees van vers 8 af. Ons lees van vers 8 tot by vers 20, waar daar geskryf staan, maar jy my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou tekere gaan, sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word, hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vinde wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein Israel. Ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal, jy sal van rande kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai. Die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here, jy sal roem in die Heilige van Israel. Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek, die Here, sal jou gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in rietvlei verander, dor land in fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders laat groei, doringbome, mirte en olyfbome. Ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei, saam met platane en denne. Dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het.
Lees die paar verse, ons neem as teksversie 13de versie, Jesaja 41 vers 13, wat sê, ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Ek wil begin met die bekende woorde van 'n lied, wat ons baie goed ken in ons liedboek, dink is lied 292, wat sê, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan die Here Jesus Christus behoort. Ek wil direk daarna sê, my grootste troos in die lewe, is om te weet, as 'n mens kom waar julle as familie vandag is, om te weet, my geliefdes behoort aan die Here. My ouers was kinders van die Here. Wonderlik as mense se lewe getuig van hierdie sekerheid, wat hulle het, dat hulle vrygekoop is deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daar is so baie maniere in hierdie lewe wat 'n mens daaraan herinner word. So baie dinge wat ons herinner aan die aanraking van God in ons lewens. Israel was in ballingskap in die tyd van Jesaja. Hulle was moedeloos, bekommerd, onseker oor wat die toekoms vir hulle inhou. Hulle het aanmoediging nodig gehad. Die versekering nodig gehad dat dit nie met hulle sleg gaan omdat God hulle verwerp het nie. Dink as 'n mens dit hoor, dan hoor 'n mens die woorde van vers 10 anders. Hulle het die aanmoediging nodig gehad en om te weet die Here het ons nie verwerp nie, en dan sê vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Ons dink dan vanoggend onder andere oor die krag van goddelike aanraking in 'n mens se lewe. Ek dink dit word op soveel maniere bemiddel in mense se lewe, die goddelike aanraking, onder andere deur 'n dokter, as hy of sy my behandel, of deur 'n onderwyseres, wat 'n dogtertjie se trane afvee, of is dit die hand wat in jou hand is, langs 'n oop graf, of langs 'n sterfbed. God se liefde word kosbaar gedemonstreer deur wat mense bereid is om vir mekaar te doen en op te offer in liefde. Die voorbeeld by uitnemendheid hiervan is natuurlik die Here Jesus Christus, wat self sy hande onder die spykers insteek aan die kruis in jou en my plek. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Is dit nie wonderlik om daaraan te dink, ons is maar net ou spikkeltjies in hierdie groot heelal, en tog is God besorg oor my. Tog weet God presies waaraan die Israeliete behoefte het op hierdie stadium van hulle lewe. Tog weet die Here dat ons elke dag behoefte het ook aan vriendehande, wat na ons uitgesteek word. En dan dink ek weer aan 'n lied wat sê, waar troue vriendehande nie red nie, daar is God. As hy ons by die hand vat, is dit anders as 'n medemens se ondersteuning. Dis vir my 'n goeie voorbeeld om te gebruik, sou vir my wees om te dink daaraan aan 'n ouer wat 'n kind se handjie vat en op die sypaadjie langs 'n besige straat staan. Die ouer hou hierdie kind se hand styf vas en met die ouer se oë maak hy of sy 'n waardebepaling van hoe veilig dit op daai stadium is om ander kant toe te gaan. En dan as dit veilig is, met die kleintjie se hand in syne, stap hulle veilig oor die straat. Ek het dit al baie gesê in die verlede, maar in my lewe is dit in elk geval so, die Here hou my hand partykeer stywer vas. Hy hou dit altyd vas, maar hy hou dit partykeer net nog 'n bietjie stywer vas.
En ek dink julle het die afgelope tyd, dat julle dit as familie ook so beleef. Die Here was daar met hierdie hartseer ook in julle lewe. Mense kan jou help met hulle hande, en mense kan jou ook baie keer seer maak met daai selfde hande. Mense kan uitreik aan die een kant, vasklou, of ophelp, of miskien onderdruk. Gee jou lewe egter oor aan die Here, en ons elkeen se hande word dan instrumente van God se genade. Nie net werktuie van God se genade nie, maar dit raak eintlik soos God se eie hande. Vriende, hoeveel keer in die lewe het ons nie net iemand anders nodig om ons te herinner aan God se nabyheid te alle tye in ons lewe nie. Familie en vriende, ons kon sien deur die jare heen in wie se hande julle ouers se lewe was. En dit is nou nogal altyd vir my, deesdae by 'n begrafnis moeilik, as ek nou 'n tweede ouer begrawe, moeilik om net oor die een te praat, want ek het die span geken, die twee saam geken, maar ek wil sommer net dit ook sê, en daardeur ook eer gee aan die Here ook vir hom Stounie se lewe. Ons kon sien in wie se hande julle ouers se hande was. In Tannie Ria se geval dan 'n uitsonderlike lang lewe. Ek is seker elkeen van die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders herroep herinneringe, baie herinneringe, as julle oor haar dink en julle gaan, as julle oor haar gesels, nog meer en meer goeders van haar lewe onthou. Een ding wat ek wil sê, Tannie Ria was altyd 'n lady gewees. Gehou van mooi maak, om 'n huis mooi te maak, en om 'n etenstafel mooi te maak, en om 'n teetafel mooi te maak. Ek het nie sommer net by haar tee gekry, nie, sonder dat dit met fyn detail, kan ek onthou hoe die tee in die pot was, en die koppies en al die dinge, as ek veral aan Witstrand dink. Ek kan onthou die gasvryheid, waarmee ek op Brakkekuil en in die Witstrand en in Huizenhouwe de Tooi ontvang is. In Huizenhouwe de Tooi was dit daar in kamer 3 gewees, en daar is so klein inhamiekie daar, ek kyk daar op die venster, en daar het hulle soort van 'n kombuis eetkamer tafel gehad, en daar het ons nogal partykeer lekker gesit en gesels, maar met dieselfde gasvryheid is ek ook daar by hulle ontvang. Hulle het tyd gemaak vir mense, en dit sal elkeen kan getuig wat hier is, baie tyd gehad vir mense, altyd 'n tydjie afgeknyp, en lekker gesels, belang gestel, ook nie net in jou as persoon nie, maar in jou huisgesin, en in die kinders. Tannie Ria het hoeveel keer uitgevra, as ek aan Spar kry, of waar kan, dan vra sy oor die kinders, hoe gaan dit met die kinders? As ek aan Tannie Ria dink, dan dink ek ook onwillekeurig aan die vrug van die Gees. Ek het nou weer mooi gedink oor haar lewe, oor hoe ek haar geken het, en die mens kan eintlik, as jy die vrug van die Gees so opnoem, kan jy maar sê, dit was waar van haar lewe, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing. Dink al die dinge, dink ek het ons tekens van gesien, ook in Tannie Ria se lewe. Arno, en dan wil ek sê, ek is getuie daarvan, dat jy baie gereeld, hier by haar in die ouwe tuis kom draai het. Een van die inwoners het net al gesê, met die verbyloop, Mariana het gesê, ek het jou gereeld hier gesien, en dis waar, en ek glo, Fani, as hy net nader was, glo ek, hy sou ook wat er graag nog meer, hy wou uitkom. Maar daar het nie 'n week verby gegaan dat hy nie hier was, behalwe as hulle met vakansie was, maar anders het Arno se bakkie hier gestaan. So, ja, ek dink mens wil, as familie, dink ek, en as kinders, is dit die manier wat 'n mens dan ook op die ou, en deel van die manier waar mens dankie sê vir die ouers, wat jy gehad het, en wat hulle vir jou beteken het. Ek is al meer, bewonder ek my daaraan, dat die Here families by mekaar gesit het, en het so bedoel het, want die aan die einde, en op die stadium wat 'n mens nou is in jou lewe, sien 'n mens hoe kosbaar dit is, ook as kinders, ook waardeer wat hulle ouers vir hulle doen, en 'n mens sien dit hier by Huizenhouwe de Tooi, as die kinders vir die inwoners kom kuier, en getrou kom kuier hier by hulle. Ek wil afsluit en sê, die Here het haar
elke dag gedra in sy liefde. As 'n mens so begenadig is, dat jy 96 jaar oud kan raak, is dit besondere geseënde jare. En sy het dit besef, elke dag was vir haar 'n geleentheid, en daar is soveel mense wat in liefde ook die afgelope tyd na haar omgesien het, en ook die inhuis in Albertoy, dan ek baie mooi na haar gekyk het. En ek glo, sy sou vanoggend wil hê dat die lof en die dank en die eer vir haar lewe, dat dit nie aan haar toe kom nie. Maar ek dink Tannie Ria se lewe het haar lewe lank het sy ingewys na die Here toe. En sy sou baie gelukkig wees vanoggend as ons die hoogste lof en eer vir die Here gee en vir die Here dankie sê. Vir die gawe van die lewe, vir haar gesin, vir haar kinders, dat sy die voorreg gehad het om agterkleinkinders te hê, en baie ander voorregte en vir al die liefde wat sy ontvang het. Kom ons onthou haar so en ons sê vir die Here vanoggend dankie vir haar lewe. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat U dan vir ons die kans gee om nader na Jesaja 41 te kyk. En baie dankie vir wat hierdie teksvers al vir my beteken het, maar ook vir die familie, vir die betekenis wat dit vir hulle het. Ook toe ons saam was vir Stounie se diens, Here, het ons ook daaroor gedink. En ek wil vir U baie dankie sê dat ons regstig afskynsels van U liefde in haar lewe kon sien. En dankie dat U haar vir soveel jare geleen het vir haar familie. En ons weet, Here, dat iets van wat sy probeer oordra het, al klaar voortleef, selfs in die agterkleinkinders, omdat hy dit gesien het, ook in oupa en ouma se lewe, en ook in hulle ouers se lewe, en ook in hierdie ouma grootjie se lewe. En ek wil regtig vra, Here, dat U verder met die familie sal wees, ook met Fanie wat daar ver is. U vertroos elkeen op 'n baie spesiale manier, omdat U ons aan mekaar gesit het, aan mekaar geweef het, en weet wat ons nodig het op watter stadium van ons lewe. En daarom bid ek daarvoor dat die Gees ook so sal werk, daar ver en die naby vir hulle, dat U vir hulle sal dra in hierdie tyd. En saam met hulle sê ek baie dankie vir elkeen wat op so 'n spesiale manier ook aan hulle familie verbind is, en verbind was ook dan aan hulle ouers. Ons loof U naam vanoggend, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vakansie, gaan ons luister na 'n lied van Dousie. Ek wil vir my 'n droom van 'n kry, want daar's 'n droom wat ek wil vang vir my, met jou lag, kies om jou oor, en daardie lyn, oor. En hierdie sang is vir jou geskryf, my hart. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Verbrande hande in haar skoot, een van haar soort, van die beste, geef vir haar kinders, en dis wat sy haar lewe doen. En hierdie sang is vir jou geskryf, my hart. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Dan ek onthou die armlesse van die lewe,
Die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. En die sang is vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. Kom ons sing lied 599, ons kan net so bly sit, dan gaan ons die 3 versies daarvan sing, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Ons gaan maar so bly sit en sing ons dit saam. Ons gaan kans gee vir die Hildeblyk, vir Johanna, sy kan die Hildeblyk kom doen, dankie. Goeiemôre almal. Ek dink dit was ook net seën van bo, ek het omtrent laag gevlieg om hier uit te kom. Bietjie teenspoed gehad vir uitsoring af, maar met die genade van bo is ek betyds hierso en tereg om die Hildeblyk te bring. Iemand baie na my hart, my tannie Ria. Omdat ons as familie het dit so gebeur dat ons noem haar Haya. Waar dit vandaan kom is een van ons kon nie toe ons klein was 'n R sê nie, toe raak Ria Haya. So die Hildeblyk sal dan ook sê Haya. So vandag neem ons afskeid van 'n besonderse vrou. Ons geliefde Haya, soos wat meeste van ons haar ken, op die rype ouderdom van 96 jaar is sy nou na die Hemelse Vader. Sy het 'n lang en vol lewe geleef, een wat gekenmerk is deur geloof, deursettingsvermoë en onwankelbare liefde vir haar mense. Haya was 'n diep gelowige vrou, haar verhouding met die Here was haar anker, deur elke dag en elke storm. Sy het 2 keer kanker in die oog gekyk en sy het dit albei kere met God se genade oorwin. Haar stryd was nie net fisies nie, maar ook 'n getuienis van haar geloof. Sy was 'n getuienis van die Here se trou en krag. Selfs in haar laaste jare het sy met dieselfde gerustige vertroue geleef, wetende dat haar tyd in God se hande is. As enigste suster tussen die 3 broers, was sy ook die laaste oorlewende van haar generasie. Daardie band met haar broers was vir haar kosbaar en om 'n enigste een te wees wat agterbly kon nie maklik wees nie. So het sy ook haar man aan die dood afgestaan en dit ook alleen deurstaan.
Tog het sy met waardigheid en dankbaarheid, soos wat ek kan onthou, die jare gedra. Altyd gereed om stories vir ons uit die ou dae te vertel en ons geskiedenis lewendig te hou. Sy was ook 'n toegewyde ma en sy het met liefde, geduld en sterk beginsels 2 pragtige seuns in mans grootgemaak. Hulle was haar trots. Sy het hulle nie net versorg nie, maar ek weet ook sy het hulle met geloof en met karakter toegerus. Haar nalatenskap leef voort deur haar kinders, haar kleinkinders en haar agterkleinkinders. Haya was 'n vrou van stil krag. Sy het nie altyd harde woorde nodig gehad nie, want haar lewe het sommer van self gepreek. Sy het ook nie geskroom om dit wat haar na in die hart te lê aan te spreek nie. So hierso is 'n staaltjie toe Mia nie op Stellenbosch koshuis gekry het nie, het Haya 'n brief geskryf vir die koshuismoeder. Nou net ter agtergrond, sy het maatskaplike werk by die Universiteit van Stellenbosch gaan studeer en was van 1948 tot 1950 maatie op Stellenbosch in hy Sonop. Sover ek dit weet, was Annetjie ook in hy Sonop. En soos wat ons jong mense maar is, wil jy nie altyd nou in die voetspore volg nie. Maar Haya het besluit haar enigste kleindogter sal inkom in hy Sonop. So sy het 'n brief geskryf aan die koshuismoeder en nodeloos om te sê het Mia se plekkie na vore gekom in hy Sonop. En dit wys maar net weer, sy het nie meer vir 'n antwoord gevat nie, want haar briefie was toegesluit. So toe Annetjie bel, toe is die briefie gekry en gesê Mia het koshuisplek. So, ons wil ook vir haar vandag dan sê dankie. Dankie vir haar geloof, vir die manier waarop sy kanker 2 keer oorwin, sonder om bitter te wees. Vir die liefde waarmee sy haar seuns grootgemaak het, en ook die toegewyde vrou en ma, ouma wat sy was. Vir die jare wat sy as die laaste van haar geslag met grasie gedra het, wil ons ook vir haar dankie sê. Ons weet nou sy is tuis by die Here. En daarmee wil ek net sê, rus sag liefste Haya. Ons sal jou nooit vergeet nie. Van Arno, Annetjie, Fanie, Andrew, kleinkinders en agterkleinkinders, die Steenkamp, Fourie en al die ander families teenwoordig. Oei, dit skiet die draad af. Kom ons vra vir Pieter. Pieter gaan die bedankings doen namens die familie. Môre almal, Rihanna, ek is bly jy het opgedaag, want ek het gedink ek nou seker maar iets moet sê, maar ek het iets voorberei vir 'n huldeblykie. Ek dink eerstens wil ons net vir die Here dankie sê, dat hy vir ons 'n ouma en 'n ma en 'n ouma grootjie gegee het wat so lank saam met ons kon wees. Alhoewel ek die 96 jaar saam met haar was, het hy 96 jaar op die aarde gegee en op 2 Mei het die Here besluit sy daar deel gedoen vir hom. So ons kan net vir die Here al die eer gee daarvoor. Dan Dominee Heini, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Soos Dominee ook sê, mens kan nie eintlik aan ouma dink sonder ook om aan oupa te dink. En baie dankie ook dat Dominee altyd net 'n oproep ver weg was vir Dominee se geestelike leiding ook vir die jare wat Dominee op Bybelberg was. Baie dankie daarvoor. Vir de Wit begrafnisdienste, baie dankie ook vir Tannie hulle, vir die mooi manier hoe Tannie hulle dit hanteer in die empathie en die simpatie wat Tannie hulle ook het teenoor die familie. Baie dankie. Dan Huisenobia de Tooi vir Heidi en al die personeel. Wil ons dankie sê vir die laaste 7-8 jaar wat oupa en ouma hier was, oupa ook 'n paar jaar daarvan, dat julle hulle so goed versorg het en met baie geduld hanteer het. Ons waardeer het baie, baie dankie. Ook wil ek vir Dr. Skols om 'n dankie sê vir al die jare se mediese bystand. Ook in die tyd toe ouma kanker gehad het, het hy die chemo vir haar gegee en hy het ook baie vir hulle beteken.
Marinda en Irma, baie dankie ook vir julle dat julle vanoggend in julle vrye tyd hierso vir ons gehelp het met die sang en die klavier. Baie dankie daarvoor. Ek wil ook vir almal baie dankie sê wat van ver af gekom het. Dis mense wat regtig van ver af gekom het ten spyte van die weersomstandighede. Baie dankie daarvoor. Die familie waardeer het regtig. Nou, al die WhatsApp boodskappe en oproepe, dit word regtig waardeer. Baie dankie. Dit is regtig lekker om te weet dat ouma so, wil sê gewild was, maar geliefd was en dat almal so omgee vir die familie. Dominee Wolly en Tannie Dina, baie dankie ook vir julle met die hulp van die opneem. En dan wil ek ook vir Tannie Katrina, ouma se kamermaat, sê dankie vir die paar jaar wat julle ook saam kamermaats was en lekker gelag het en gesels. Baie dankie daarvoor. En dan, ek wil dit nie uitsonder, maar mens moeilik om dit nie uit te sonder, Tannie Lida. Die Here het dan nie gestuur vir oupa en ouma. Dankie dat Tannie tyd gemaak het en dat Tannie gesels het en geterg het en kaart gespeel het en chocolates gevoer het vir ouma en gestap het en gesorg het ouma se hare gedoen word tot sy dit nou nie meer kon doen nie. Baie dankie Tannie Lida. En dan ook Tannie Gertie. Tannie Gertie kom ook al van Brakkekuil se dae af saam met oupa en ouma en Tannie Gertie wat ook gehelp het hier by die ouer huis en ook altyd mooi met ouma gewerk het. Ons waardeer het. Ek wil sommer net so vinnig ietsie sê van ouma. Ek dink ouma Ria, sy was 'n besondere mens. Ek dink nie so nie, sy was regtig so. Die een ding wat ek van haar sal onthou is haar humorsin. Sy het altyd 'n grappie gehad, maak nie saak wat die omstandighede was. En as jy vir haar geheim vertel het, die diepste geheim, sy het dit nooit oorvertel vir ander mense nie. Sy het regtig ander mense se gevoelens op haar gedra. En ons kan die Here net daarvoor dankie sê, baie dankie. Dankie Pieter. Ons gaan nou net nog 'n laaste lied sing, en dink ek het ek mooi alles onthou. Ons gaan lied 602 sing. 602, ons gaan daai 3 versies sing, die eerste, die derde en die 5de versies. Ek sien 'n nuwe hemel, kom ons bly maar weer so sit en dan sing ons die 3 versies saam. Ek wil net namens die familie vir uitnooi vir tee en koffie en verversings na die tyd. As dit baie lekker ryk, onthou die inwoners gaan ook nog eet. Hulle kos is net daar agter daai deure word hulle kos gemaak. So dis nou nie vir ons nie. Hierdie is ons in hier binne.
Welkom om saam met die familie bietjie te kuier na die tyd. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.